Goeiemôre almal. Baie welkom. Ek sien hier is so 'n paar besoekers ook. Welkom vir julle hier by ons. Ons bede is altyd dat julle saam met ons sal beleef dat die Here hier is. Dis altyd die toets vir 'n gemeente is die Here hier. Hoor ons van hom. Mag jy dit ook so saam met ons beleef. En kom ons begin. Ons verklaar dat ons lig ons harte na die Here toe op. Ons doen dit met lied 155. Waarvan vers 1, 2 en 3. Verhef ons harte tot U Heer en laat U liefde ons regeer. Wil die Gees steeds by ons bly en ons in alle waarheid lei. So terwyl ons so sit, kom ons verhef ons harte tot die Here. In Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Liefdes, hoor en ervaar hoe dat die Here dan sy seën ook in ons bevestig. Liefdes, julle vir wie God die Vader geroep het, wat hy liefhet en deur die Here Jesus Christus bewaar, barmhartigheid en vrede en liefde sal in oorvloed aan julle geskenk word. Kom ons staan. Ons loof die Here, ons doen dit net Psalm 40, ons doen die tweede onderdigting daarvan. Ons gaan sing vers 1, 2, 5 en 8. Kom ons sing dit hartlik saam. Dis die tweede omligting, die melodie verskil. Ja, ek glo jy kan. Dankie Daan. Ek
ons onthou die wil van die Here, is altyd 'n goeie manier om sommer net jou dag te begin, en veral ook om ons saam wees ons erediens met mekaar te fokus, is die wil van die Here soos hy dit gee in sy wet. Ons luister vanoggend uit Eksodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarop gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Liefde, so wonderlik dat wanneer die Here Jesus kom red, wanneer hy sy redding, sy vryspraak oor ons bring, dan is dit in die eerste plek vertikaal. Dan kom vrede tussen ons en die Vader wat hierdie eise stel. Die eerste 4 gebooie. En dan is sy opdrag, julle moet mekaar lief hê. So hy herstel ook die verhouding met my medemens. En daarom wat ons altyd sê, geloof is baie persoonlik, maar nie privaat nie. Ons leef geloof in 'n geloofsgemeenskap, ook in geloofsgemeenskappe waarvan daar klomp in Windhoek is, en 'n klomp in Namibië, 'n klomp in die wêreld nie. Maar ons leef dit daarin. Hoe eer ek my Here? Eer my Here as ek verstaan dat ek met hom versoen is. En wanneer ek dan in die gemeenskap met my medegelowiges leef. So kom ons onthou, dit is die wil van God. Ons toets ons daaraan. Ons het verlede Sondag juis na die tekens van nagmaal onthou. Ons is gebroken. Ons kry dit nie self reg nie. Hy het ons versterk sodat ons dit kan doen. Hy herinner ons om wat hy kon doen het, en dan roep hy ons op. Ons stel onsself altyd voor die wil van die Here, waar ons weet, sy wil is vir ons die beste. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Seun, Heilige Gees, die enige God, ons aanbid U, die onverstaanbare. Ons kan U nie klein kry nie. U is groter as wat ons breine kan omvat. U is groter as wat ons kan uitredeneer. En tog is U nie ver nie, U is naby. U het ons wêreld omskit. Ons wat van U af weg beweeg het, ons wat in ons natuur, in ons sondigheid vergeet van U. U het ons kom terugblik. As ons vanoggend hier is, dan weet ons, die Heilige Gees werk in ons, U werk in ons. Ja, ons worstel. Ja, ons is nog steeds tot sonde geneig, en tog is dit U wat ons vanoggend hier bring. Dit is U wat ons in die week wat verby is tot gebed gebring het, tot oorgawe. Dit is U wat in die week wat kom ons daartoe sal bring. U verander ons lewe. Ons gebed is dat, soos U ons nou uit die woord moet leer, dat ons gehoorsaam sal wees. Dat ons tot inkeer sal kom.
dat ons sal omdraai van dit wat verkeerd is en agter U aanloop. Dat bely en bekeer en bely 'n daaglikse proses vir ons sal wees. Omdat ons dan ook voor die heerlikheid staan, die wat sê, my seun en my dogter. Leer ons ook nou uit die woord is kragtig, dit gee lig. Ons moet bely, Here, dat daar soveel donkerte in ons is, dat ons dikwels so maklik op onsself fokus, dat ons nie lampe op 'n stader is, wat van U getuig het. Dat dit amper is asof die oog, die lig vir ons liggame, dof raak. Moet dit nie toelaat nie, Here. Bring ons terug na U toe. Wil U so helder in ons brand, deur die Gees, dat ons nie anders kan, as om 'n lig, U lig in hierdie wêreld te wees, tot eer van U naam. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, vanoggend preek ek so 'n bietjie anders as wat ek gewoonlik doen, om een teks te vat en daar weer te werk. Ons gaan verskeie tekste behandel. En ons loop weer vanoggend in die voetspore van Petrus. Kyk bietjie na Petrus se storie, van dat hy Jesus ontmoet het. So ons preek daardeur, maar preek veral vanoggend vir myself ook. Hoe maak ons wanneer ons seer kry? Hoe maak ons wanneer die kerk seer kry, of wanneer die kerk seer maak? Wanneer my geliefde seer kry, of ek my geliefde seer maak, of andersom? Waar gaan ek as my identiteit geskit word? As ek twyfel in my eie waarde, as ek twyfel in my roeping. Ek en jy het geen ander plek om te gaan as na die kruis en die oop graf en die troon van ons Here Jesus. Ek en jy het nodig om te besef dat ons konstant voor die oë van ons Here Jesus leef. So, ons neem dus vanoggend hierdie reis in die skoene van Petrus, soos hy as 'n disipel voor die oë van die Here Jesus leef en agter hom aanloop. Ons begin by Johannes, so ek het al die tekste is ook op die bord, as jy vinnige vingers het, kan jy gerus in jou Bybel blaai, ek hou altyd daarvan. Maar die tekste sal ook op die bord wees. So ons begin met die evangelie van Johannes, hoofstuk 1, vers 40. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. So Johannes kom en hy vertel hulle, dis nou Petrus se broers wat hierdie gehoor het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. En Petrus weet ons al, beteken rots. So van die begin af, die oomblik toe Petrus vir Jesus ontmoet, kyk Jesus stip na Petrus. En hy bevestig selfs hierdie klem van sy naamsverandering. Jy sal 'n rots wees. Onder Jesus se oë word Petrus se identiteit bevestig. Jy sal 'n rots wees. Wat die rots reg beteken sal ons nou hoor. Kom ons kyk, Matteus 16, vanaf vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom,
het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Dan Jesus verwys nou hier na homself, net die seun van die mens. Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus. Hoor mooi nou, hoe gaan hierdie identiteit verder? Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal in jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Wie sê julle is ek? Petrus voel, maar ek weet wie Jesus is. En hierdie keer is hy nie bang om dit te bely nie, hy sê dit prontuit. En dan kom Jesus sê, die feit dat jy weet, Petrus, is net genade. Dit kom nie uit jouself. Dit kom uit die hemel, uit die Vader. En dit maak hom die rots waarop God sy kerk sal bou. Jy het dit nie uit jouself nie, Petrus, dit kom van die Vader, en omdat die Vader dit van jou weet, sal hy op jou bou. Hier's 'n ernstigheid in hierdie verhouding met die hemelse wat ons hier hoor in die duidelike uitspraak dat die sleutels van die koninkryk van die hemel in Petrus se hande gesit word. Kan jy jou indink dat Here sê dit wat jy oopsluit sal oop wees in die hemel, dit wat jy toesluit sal toe wees? Dit wys na die kerk, dis nie net vir Petrus nie. Dis ook nie soos wat die Rooms-Katolieke glo in die paus se hande nie. Maar die sleutelmag lê juis in hierdie belydenis van Petrus. Die feit dat hy sê, hy weet wie die Christus is, die gesalfde, daarom lê 'n sleutel wat oopsluit. Hierdie goeie nuus sluit die hemel oop. En wie nie hierdie nuus wil glo nie, vir hulle is die hemel toegesluit. Broers, suster, kinders, dat ek en jy kan bely wie Jesus is net genade. Net so as Petrus het ek en jy soms helder oomblikke, dapper oomblikke waarin ons dit prontuit bely. Maar ons het ook ander oomblikke, soos Petrus. Want direk hierna gebeur die volgende. Ook voor Jesus se oë, alles gebeur voor sy oë. Matteus 16, lees nou van vers 21. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag dat die dood opgewek moet word. Net so Tom en die kies, hoor hoe een van die charismate dalk sal sê, nee Jesus, jy moet lewe spreek. Nie oor die dood praat. Jesus kondig sy dood aan. En Petrus hou nie daarvan die hoor netjie, vers 22. Petrus het hom toe op sy geneem en hy het hom berispe. Kinders, berispe beteken raas, né? Hy het met hom geraas. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Onder Jesus se oë hoor Petrus dus, van begenadigde, jy's begenadig dat jy my as God kan bely, as Christus kan bely, na Satan, wat nie dink aan wat God wil hê nie, maar wat mense wil hê.
As jy hierdie hoor en mens dink in jou eie geloofslewe, dan kan ek net uitroep, hoe feilbaar is ek nie. Hoe sondig is ek en jy nie. Hoeveel keer dink ek nie eerder aan wat mense wil hê nie, nog erger aan wat ek wil hê. En nie aan wat God wil hê. Is dit nie ook jou en my storie? Ons kyk vorentoe. Lukas 22 vers 31. Jesus praat hier met Petrus, onthou sy ander naam is Simon, nie? Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy antwoord Petrus, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vandag nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. Hierdie keer is hy nie Sefas nie, of Petrus rots nie. Jesus noem hom op sy ou naam, Simon. Sy ou identiteit. Jou ou identiteit gaan getoets word en jy gaan dit nie maak nie. Simon, jy gaan my in die rug steek. Maar ek het vir jou gebid. Hoor mooi wat gebeur hier, maar ek het vir jou gebid. En hierdie belangrikste woorde, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Wanneer jy jou sonde besef het, wanneer jy besef hoe swak jy is, moet jy gaan versterk. Jesus weet. Hy weet wat Petrus gaan doen. En dan hoor ons hierdie wonder, Jesus het reeds koninklik vir Petrus gebid. Daarom weet hy, Petrus sal ook terugkom, nadat hy geval het. Hy weet dat Petrus se terugkeer en sy erkenning van sy swakheid, om jy sal versterk, om die ander te help. Waarmee gaan hy hulle met help? Gaan terug na Jesus toe. Gaan terug na die Here Jesus toe. Moenie na my kyk nie, kyk na Jesus. As ek en jy tog maar net moet leer dat ons krag lê nie in onsself nie. Dit lê in die terugkeer na Jesus se krag. Hoekom? Want hy bid vir my. Hy bid op hierdie oomblik vir my. En dan gebeur die volgende. Lukas 22 vers 54. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoofpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. 'n Rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so 'n uur het daar nog een met beslisheid beweer, so waar. Die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër. Maar Petrus sê, man, ek weet nie
waarvan jy praat nie. Een van die ander evangelies sê selfs dat Petrus hier gevloek het. En onmiddellik terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. En toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het: voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloor. En Petrus het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Uit dieselfde mond, uit dieselfde mens, wie is die Christus? Die Seun van die lewende God. Spreek lewe, Here, nie dood nie. U sal nie sterf nie. Here, ek is bereid om saam met u gevangenskap en selfs die dood in te gaan. Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Alles voor Jesus se oë. Kan jy dit indink? Toe die Here Jesus omdraai, Petrus in die oë kyk, na hom verloor. En so baie daarvan is presies hoe ek en jy voor die Here se oë leef en voel, is dit nie? Ek is soms dapper in my geloof, sê sterk goed, selfs skerp goed. En dan is ek weer bang. Ek is vol sekerheid oor my geloof, en oor my redding, en oor my roeping. En dan is ek weer vol foute, en vol twyfel in my bekwaamheid. Waarom koud? Wat doen ek? Terug by Petrus se storie. Jesus word dan gevonnis en hy word gekruisig. En ons hoor aan die kruis hoe gee hy sy gees oor aan sy Vader, hy blaas sy asem uit. Nadat hy gesê is klaar. Dis volbring. En dan hoor ons in Lukas 24 vers 12 van vers 8 af. Toe het hulle sy woorde onthou. Dis nou die vrouens was daar by die graf, Jesus het aan hulle verskyn. Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na ons sin gelei. En hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en in die graf toe gehardloop. En toe hy daar vooroop sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. En van die ander evangelies eintlik verklaar bietjie vir ons Petrus se gedagtes. Wat kan hierdie tog beteken? Miskien sou hy dan by homself dink, wat het hy bely oor hom? U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan onthou hy Jesus se woorde, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, want jy soek dit wat mense wil en nie dit wat God wil nie. Miskien onthou hy toe hy terugstap van die leë graf af. Ek ken hom nie. Ek het hom verloor. Ek is nie goed genoeg nie. Die evangelie volgens Johannes, hoofstuk 21, vat
verder. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. So as jy die konteks net onthou, is daar by die see van Galilea, hulle vis gevang, en dis weer die baie vis wat hulle kry, omdat Jesus vir hulle sê, Petrus spring in die water. Kostelik, gelees weer die storie, Petrus trek sy hemp aan en spring in die water, want hy swem na sy Here toe. Dis nogals mooi. Op die strand sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers by. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape by. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ons onthou hoe loop Petrus se verhaal nou weer tot hier waar hy voor Jesus se oë is, en Jesus wil sê, volg my. Sefas, die rots, en sleuteldraer van die kerk. En dan instrument van Satan, struikelblok. Rugsteker, gebroke vriend, verwonderde daar by die graf, wat kan dit beteken? En nou herder van Jesus se skape. En dan finaal, en hoor mooi, moenie mis wat hier gebeur nie. Finaal sê Jesus, jy is maar net 'n skaap. Petrus, jy is die skaap. Volg my. Gaan wees 'n herder. Volg my. Geliefdes, ek en jy is elke oomblik voor Jesus se oë. Ook vir jou en my, kyk, hy stip. Dis hy wat sê dat hy my in die begin gekies het, voor hy die aarde geskep is. Dis hy wat roep. Dit is hy wat vir jou en my sê, volg my. Nie van jou nie, maar ek moet sê, as ek iemand moes gekies het, sou ek nou nie vir Petrus gekies het. Ek is 'n bietjie van 'n loskanon hierdie. Sê ou wat oor afkap en in die water spring agter Jesus aan. Ek dink die Petrus sou homself gekies het. Daarom moet ek ook sê, en sou ek myself gekies het. As ek vooruit geweet het hoe my lewensstorie voor Jesus se oë sou uitloop, sou ek myself gekies het as rots en sleuteldraer. Nee.
Nee, ek sou nie. Maar vanoggend het ons die voorreg om weer te onthou, daar is net een storie wat op die einde saak maak, en dit is God se. Ek is nie hier vir my storie nie. Hy roep. Hy weet. Laat dit insit, broer en suster. Wat weet hy van jou? Wat moet jy erken wat hy weet? Hy weet. Hy bevestig identiteit. Jy is my seun, jy is my dogter. Hy vergewe. Hy bring terug. Hy bring tot inkeer. Hy stuur my om uit my swakheid ander te versterk. Hy sê, volg my. En dis jou my vraag vanoggend is, hoe volg ek Jesus? Die woorde wat ek praat, die opmerkings wat ek maak, soek dit God se wil of myne. Soek my verwagtinge van hierdie gemeente, dit wat God wil hê of dit wat ek wil hê. Volg ek Jesus wanneer in my gemeente in hulle swakheid my oproep, kom, wees deel. Wanneer hulle my waarsku, joh, ons sien hier 'n probleem. As hulle self foute maak, as hulle selfversterking nodig het, as die kerk tekort kom in dit wat ek verwag, volg ek Jesus. Soek ek wat God wil, of wat ek en mense wil. Broers, waar gaan ek as my identiteit geskit word? As ek waardeloos voel? As verhoudinge seer kry? As ek twyfel in my roeping as God se kind? Ek volg Jesus. Dit gaan oor my. Dit gaan oor hom. En ek volg hom in alles. Ek volg hom in seer en ek volg hom in jubel. Ek volg hom in sekerheid en ek volg hom in twyfel. Hy weet. As niks jou oortuig nie, mag dit nie oortuig. Hy weet. Hy bring my by bekering. En hy sal my bly terugbring totdat hy weer kom. Broer en suster, hoe volg jy Jesus? Amen. Kom ons bely nou saam ons geloof. Ons gaan dit doen deur saam te sing. So as jy kan staan, doen dit gerus. As jy sit, dan is jou belydenis nog net so opreg. Ons doen dit met Skrifverhouding 12:3, daarvan sing vers 1 en 2, en dan ook Skrifverhouding 12:5, wat dieselfde melodie is, maar 'n belydenis spesifiek oor Christus se werking. Dit wat hy ons doen, so ek lees dit vir julle. Skrifverhouding 12:5. Jesus verlosser, seun van ons Vader, van al my sondes maak U my vry. U naam is enig, U leef vir ewig. U het gesterf, o Heer, vir my.
Kom ons staan en ons bely ons geloof. Wie ons kan versorg, so daar is nog geleentheid vir ons barmhartigheidsbydra, ons lief en leed. Onder lief en leed het ons gehoor van Susan van Staden se pa wat baie ernstig siek is. Oom Martinus, hy kom al 'n lang pad saam. Hy's 'n sterk oom. Kom ons bid asseblief vir hom. Baie dankie meneer. Wat sal? Baie dankie. Ek kom nou nie. Julle het gehoor? By die mond van die suigeling. So kom ons bid asseblief, maar baie prakties, Susan kort dringende rolstoel. So as een van julle weet waarom is dalk 'n rolstoel het, of is van haar goed wat mens kry, wat jy partykeer laat staan iewerste, dat weet asseblief vir die diakonie of vir my, een van die ouderlinge asseblief. En dan het ons ook lidmate wat besig is om hulle huis weer op te knap en so, en daarvoor die elektrisiteit lyk my is 'n probleem. So as daar 'n kragopwekker is wat hulle by iemand kan leen, sal dit gou wees. Ek kan ook vir die diakonie dat weet asseblief. Ek weet nie van ander siek of so die meelewing, iets wat julle op ons aandag wil bring. Dit is nou weer grieperigheid en ek moet sê, ek lees in die koerant, een van die skole het toegemaak en dat een van die werkers daar blykbaar positief getoets het vir COVID. Kan jy dit nou indink? Soos by die mediese ons wil sê, ja, dit is griep, dit is 'n verkoue, dit is griep. So pas maar julleself op. Ons gaan nie in paniek nie, want ons is so getroue mense, so pas jouself op as jy siek is. Hier is klomp mense wat deurgeloop het onder hierdie griep. So ons dink ook aan hulle. Kom ons loof die Here. Ek gaan dit eers doen deur saam te bid. Ons gaan so loof, terwyl ons sit, en dan gaan ons staan en Psalm 116 sing. So 116 bekend, een van die vyelpsalms, vers 1 uit die eerste omdigting, en dan gaan ons ook vers 4 en 5 uit die tweede omdigting sing. So sonder dat ek dan aankondig, ek gaan vir ons nou bid, en dan kan ons staan en 116 sing.
U weet. Wanneer die wêreld woel, wanneer daar oorloë is, U weet. Wanneer daar onstuimigheid is, baie persoonlike seer kry, U weet. Wanneer daar wanhoop is, en twyfel, U weet. U weet waar ons vanoggend van afgekom het, wat die omstandighede is, hoe die huis is, waarin ek woon. U ken my eie hart, elkeen van ons, U weet. U weet wat vir ons voorlê. U ken die gevolge van dit wat agter ons lê, wat nog moet kom. En in al hierdie dinge kan ons vanoggend die vertroosting kry, U het reeds vir ons gebid. U het reeds vir ons gebid dat ons geloof ons nie in die steek sal laat. Ons weet dit beteken nie, Here, dat ons nie foute gemaak nie, dat ons nie hard op ons knieë en dalk selfs op ons gesig gaan val nie. Dit beteken dat ons by U sal val, voor U voete. U weet. En U bid. Mag ons daarom nie ophou bid nie. Mag ons nie ophou nader na U beweeg. Vra maar hoe volg ek U? Mag ek my woorde toets, mag ek my gedagtes toets, my besluite nie een kant neem nie, maar in navolging van U. En saam met Petrus wil ons sê, ons het U lief. U weet dat ons U lief het, Here. Mag ons dan, as die kerk van die Here, hulle wat die evangelie dra, hulle wat daarom die sleutels het, wat oopsluit en toesluit, mag ons U skape laat wy. Mag ons U skape oppas. Mag ons U volg. Amen. God het ek lief, aan die gebrek.
Geliefdes, sien dan nou die bevestiging van die Here se seën oor ons soos ons in hierdie week beweeg. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met die elkeen wees en bly.